My geliefdes, ons gaan saam lees Johannes 20 vers 1 tot 18 en kom ons bid net eers saam. Here almagtige God, dankie vir die wonderlike voorreg om ons so gesindheid en 'n gesindheid van opgewondenheid en lag en vrolikheid in U huis te mag wees. Ons eer U daarvoor. Dankie dat ons vanoggend kon kerk toe kom, dat ons 'n erediens hier mag hê. En Here, ons wil vir U al die eer gee. Elke loflied was vir U. Elke woord wat ons in hierdie diens spreek is vir U. En as ons nou die Bybel oopmaak, dan bid ons dat U ook U woord vir ons sal oopmaak en dat U ons harte en ons ore en ons verstand mag oopmaak en die woord in ons harte indra. En dan het ons hierdie een gebed. Spreek, Here, want U kinders luister. Amen. Johannes 20. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het daaraan gaan, het hy by die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê en die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disipels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Ja, vriende, ons lees tot sover. Dis nou volgens vir my baie lekker om te sê, dat hierdie 'n pragtige teks is. En ek sê dit nou spesifiek, onthou jy dat ons nou Vrydagoggend vir mekaar gesê het, dis nie 'n mooi teks nie. Nee, nou is dit so lekker om te kan sê, dat hierdie is 'n pragtige teks. En kom ons kyk wat gebeur hier. Maria, en daar word in Johannes se evangelie baie sterk beklemtoon, dat dit Maria Magdalena was. Maria wat van Magdala afkomstig is. In onderskeid, kyk ek leef op 'n dorp, ekskuus Johan, waar elke tweede ou se naam Johan is. Rarig, julle moet daar in Wenen sien. Oom Johan verjaar. Vra eers nou met hulle vra, wie, watter een? Nee, want daar's honderde van die goed. So, maar dit voel vir my in die Bybel,
Was elke tweede vrou se naam Maria. Maar ek kan nie later meer byhou by wat 'n Maria wat is nie, né? Maar die Maria Magdalena, sy is die een wat deur hoeveel bose geeste besit was. Sy is die een, en daar's allerlei tradisies of legendes wat oor haar vertel word. Maar daar word vertel dat sy eintlik, terwyl sy so deur die geeste in besit was, selfs 'n ander naam gedra het. En dat sy heel moontlik, omdat sy hierdie tuistering deur die bose geeste nie meer kon hanteer nie, dat sy eintlik op 'n tyd wou selfmoord pleeg. En dat die Here Jesus in haar lewe inkom, en hy vir haar roep, en vir haar sê, Maria. En dat hy dan 'n teks aanhaal, uit Jesaja uit, wat sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En nou skielik maak dit vir my sin, dat wanneer hy vir haar weer sê, Maria, dan snap sy, maar dis Jesus. Want kyk wat gebeur, sy het daar by die kruis gestaan, sy was een van die vrouens wat die heeltyd by Jesus en sy disippels was, sy het hulle versorg. Sy het met haar hele wese geglo, Jesus is die Christus. Want wie anders kon al hierdie geeste en bose geeste beveel, en daar verlaat hulle my? Wie kon hierdie demone aanspreek en hulle is weg? Hy moet die Christus wees. Kan nie anders wees. En sy het haar lewe daar agtergelaat en agter Jesus aangeloop. En daar by die kruis het hulle haar Here gekruisig. Die een wat haar lewe gered het, sy gesien hoe sterf hy. En sy wil 'n laaste eer betoon doen. Vir hierdie man wat my lewe gered het, wat alles vir my gegee het, wil sy net 'n laaste eer betoon doen. Sy wil sy liggaam verder behandel, want die Vrydag was dit redelik laat, so hulle het met spoed gewerk, die liggaam begin behandel vir die graf, maar dit was, sodra dit donker is dit Sabbat. En onthou nou, ons het nou klaar gesê, dit is nou in die tyd wat die dag en die nag ewe lank is, so hier van 6 uur af is dit al donker, dan begin die Sabbat, dan moet die liggaam klaar in die graf wees. Maar op die Sondagmôre kan hulle nou tyd rustig, daar's 'n hele dag, wat sy dan hierdie laaste eerbewys kan doen, sy kan die liggaam van Jesus met die regte balsem, met die regte olies alles behandel vir die graf. En hier kom sy, en hierdie mense, hierdie wrede mense wat die Here doodgemaak het, asof dit nie genoeg was nie, het hulle nou nog sy liggaam gaan steel ook. Nou kan ons nie eers hierdie laaste eer bewys nie. Dis net te veel. En dit is die enigste verduideliking. Daarom hardloop sy na die disippels, sy gaan nou vir hulle vertel, wat het hierdie aaklige mense gedoen? Hulle het hom gesteel uit die graf. En so kom sy by Petrus, en dit lyk vir ons in die teks, asof Petrus en Johannes op verskillende plekke gebly het, want sy is eers na die een toe na die ander een toe, en nou gaan sê sy vir hulle, en hulle is so ontstel, klink vir my, hulle los haar eintlik half agter, nee, hulle hardloop nou op graf toe, hulle het nou nie meer 'n saak met die arme vrou nie, sy moet ook maar op haar eie daar aankom, en dan word nie so mooi gesels heeltyd, die disipel vir wie Jesus lief was. Jy het dit gehoor? Johannes se naam word nie eens genoem nie. Hy is net bekend as die disipel vir wie Jesus lief was. En dit is vir my altyd so mooi, want nie een van die ander disipels is jaloers daarop nie. Hulle almal het aanvaar dit. Dit was Jesus se witbroodjie. Hy was Jesus se witbroodjie. En is eintlik nie vir hulle probleem nie, want hy was hulle almal se witbroodjie ook. Hy was net die ou wat almal was net lief vir hom. Ons kry mos sulke ouens. Ongelooflik. Nou Johannes was so. En so hulle het sommer onder mekaar gepraat, die disipel vir wie Jesus baie lief. En hy hardloop vinniger as as Petrus. En dan stop hy daar by die graf. Want iets maak nie sin nie.
Petrus, tipies Petrus mos, hy stop, hy hardloop sommer binne in die graf. Men maak nie saak wat jy nou daar binne gaan kry nie, hy storm daarin. En dan sien hulle, maar iets is nie besig om sin te maak nie, want hier lê die doeke dan nou mooi opgerol. En hulle maak spesifiek melding van dit. Want julle, dink gou, as daar ooit by julle ingebreek is, né? Ek en Christo kan nou ongelukkig van die goed getuig, né? Hulle werk nie netjies nie. Ek meen, dit is absolute chaos, né? Dit lyk of 'n orkaan die plek getref het as iemand daar ingebreek het. Soos iemand die graf kom roof het, as iemand die liggaam gesteel het, dan gaan doeke nie mooi netjies opgevou daar op hulle plek lê nie. En hierdie twee disippels besef dit, daar het iets gebeur. Iets bonatuurliks het hier gebeur. Nie heeltemal seker wat nie, maar iets het gebeur. Maar Johannes van hom staan daar, hy het toe geglo. Hy het dit gesien, en toe hy dit sien, toe glo hy. In Johannes se evangelie, wat is die eerste wonderwerk wat ons van lees? Ja, asseblief antwoord. Ja, daar by die bruilof in Kana, daar verander Jesus die water in wyn, nee, die beste wyn. En dan staan dan na daai gebeurtenis, toe het sy disippels in hom begin glo. So Johannes skryf hierdie verhaal om te sê, daar van die eerste wonderwerk, daar het ons begin glo, daar het ons begin verstaan wie Jesus is, en hier op die einde is die sirkel voltooi. Nou glo Johannes definitief, nou weet hy waaroor dit gaan. Maria, sy staan buite en huil. Die twee ouens gaan terug na hulle huise toe, of wel nie na hulle huise toe nie, want hulle was in Jerusalem, hulle gaan terug huis toe, maar Maria staan daar en huil. Haar enigste logiese verduideliking is nog steeds, iemand het Jesus se liggaam gesteel. Daar kan nie 'n ander verduideliking wees nie. En nou kyk sy ook maar in die graf in, want hierdie twee mans was mos nou daarin, voorbarig, maar sy kyk nou in die graf in, en daar sien sy twee engele sit. Nou julle, ek weet uit die Bybel, daar is engele, maar ek het hulle nog nooit gesien nie. Ek weet ook nie wat ek sal doen as ek hulle sien nie, maar ek sou vir my bewusteloos geskrik het, nê. Die engele sou my dalk daar buite moes kom, eers lawe en weer wakker gemaak het en bygekry het. Ek sou my boeglam geskrik het. Maria is so oorval van hartseer, sy skrik nie eers vir die engele nie. Hulle praat baie mooi beleef met haar, vrou, waarom huil jy? En dan, sy praat met hulle, né? Asof dit die mees alledaagse ding is, dat jy toch elke dag met twee engele praat. Want al wat nou saak, is die feit dat hulle die Jesus se liggaam daar gesteel het. Hierdie engele doen haar eintlik nou niks nie. En sy sê weer vir hulle, die tweede keer wat sy dit sê, nee, want sy het al vir die disippels gaan sê, Jesus se liggaam is gesteel. Nou sê sy dit vir engele, asof hulle nie weet nie. Nee. Julle moes mos geweet het, julle is engele, kan julle nie gesien het wat het gebeur nie. Iemand het Jesus se liggaam gesteel. En dan antwoord hulle haar nie. En wanneer sy omkyk, dan staan Jesus agter haar, en haar brein kan dit nog steeds nie hanteer nie, so sy dink is die tuinier, en sy beskuldig hom. As jy die liggaam gevat het, as jy sy liggaam iewers gaan sit, ek sal nie die polisie bel nie, ek sal niemand sê nie, sê net vir my waar, ek sal sy liggaam gaan haal. Totdat hy haar weer op haar naam noem, en sê Maria. En dan besef sy wie hier staan. En dan gebruik sy, dit gaan in ons vertaling verlore, so kom ons verduidelik net gou weer, ek en jy het gelukkig, né? Het ek en jy 'n Bybel in Afrikaans. Want Johannes se evangelie, soos die hele Nuwe Testament, is aanvanklik in Grieks geskryf.
En in die Grieks word die Grieks onderbreek en gebruik Maria die woord en hy skryf die Hebreëse woord neer, Rabboni, né? Het jy dit daar gelees? En dan staan daar, dit beteken leermeester. So hy skryf hierdie Hebreëse woord, hy sê vir hulle, want hulle lees dit nou in Grieks en baie van die Grieke het nie Hebreëus verstaan nie. Hy skryf dit vir hulle in Grieks en hy sê, sy het in Hebreëus uitgeroep, Rabboni. Wat is die Hebreëse woord wat ek en jy ken, waarmee hulle die leermeesters aangespreek het? Sê gou. Nee, die leermeesters, net die fariseërs en die ouens wat hulle die skrif moes uitlê. Julle het al die woord rabbi gehoor? Nee, of rabbi. So dis die woord wat ons ken. Dis die woord wat ons normaalweg gebruik. Hoor duidelik. Maria gebruik nie daai woord nie. Die woord wat Maria gebruik, het 'n dieper betekenis. En hierdie betekenis, dis absoluut iemand wat van God afkom. Wanneer sy die woord Rabboni gebruik, dis eintlik dieselfde as wat Thomas gesê het, toe hy uiteindelik besef het, hier staan Jesus, my Here en my God. So daar's iets anders aan hierdie woord. Dis hoekom Johannes die moeite doen om die Hebreëse woorde aan te sit, en vir hulle te verduidelik, hier het iets anders gebeur, en sy snap dit, hier staan die Here. En natuurlik gryp sy hom vas, né? Ek meen, wat 'n vrou sou nie, wat 'n mens sou nie, ek sou hom ook vasgegryp het, gaan nie weer weggaan nie. En Jesus sê, moet my nie vashou nie. Jy kan hom my vat, maar moet my nie vashou nie, want jy moet nou baie goed gebeur. Gaan na my broers toe. In Johannes se evangelie, en onthou nou, ek sê dit elke keer so vir u, want Johannes is spesifiek met woorde. In Johannes se evangelie tot nou toe het Jesus sy disippels altyd sy vriende genoem. Onthou jy dit? Nou noem hy hulle sy broers. En dan sê hy, hoor wat sê hy, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God. So wat hier gebeur het, julle is nou nie meer net vriende nie, julle is nou broers en susters van my. Jesus het dit gedoen, hy die enigste seun van God het gemaak dat deur die kruisiging, deur die opstanding, word ons almal nou aangeneem as kinders van hom. En daarom is ons nou sy broers en sy susters. Dis die ongelooflike wat hier gebeur. En dan gebeur hier nog 'n ander ding, wat vir my en jou nie so vreemd klink as wat dit in hierdie tyd was nie. Maar Maria word die eerste persoon, sy word die eerste sendeling, sy word die eerste mens wat getuig van Jesus se opstanding. Sy gaan vertel vir die disippels dat ek het die Here gesien. En wat het hy alles vir haar gesê? Nou kom is dit vreemd, want in die Bybelse tyd, as jy 'n hofsaak gehad het en by die land en 'n vrou kom getuig, is die vrou se getuienis nie aanvaar sonder dat dit deur 'n man bevestig is nie. Nee, vrouens gesê, dis verskriklik, hoe kon hulle dit doen? Hulle was so. Maar hier word alle reëls oortree. Alle reëls word verbreek, want Jesus leef. Alles het verander nou. Alles wat dood was, het nou verander in lewe. Maria se doodsbestaan is verander. Elke mens se na dit. Iemand sê so mooi, Jesus het die dood gemaak. Hy het die dood geslaan. Nee? Hy het die hekke van die doderyk bestorm en dit vernietig. Die Morawiese kerk het 'n gebruik op Paas-Sondag, dat hulle lees die name van al hulle geliefdes wat van die vorige Paasfees af tot nou toe gesterf het. En dan staan hulle 'n ruk lank en huil oor daai name.
En daarna kom die hele basuin, wanneer dit uitgesing word, die Here het opgestaan. En hy het al hierdie dooies saam met hom lewend gemaak. En hulle is nie dood nie, want hulle leef by God. Nee, kan jy dink die emosionele ding wat dit aan jou doen? En so wil die Here kom vanoggend, en hy wil elkeen van my in jou lewe inbring. En nou wil ek vir jou vra, soos 'n ander Maria die suster van Lazarus, onthou jy dit, dat die Here vir Lazarus uit die dood opgewek het, maar jy onthou die susters was eintlik redelik ontsteld met Jesus, of upset geweest, nee, want hy het nou laat gekom, hoekom het hy so lank gevat, as hy daar was, sou my broer nie gesterf het nie. En dan vertel Jesus vir Maria daar, nou daai Maria, Jesus, Lazarus se suster, nee, ek is die opstanding en die lewe. En dan, iewers in die gesprek, dan vra Jesus vir haar, glo jy dit? Sy sê, ja, Here. En dan gaan Jesus en hy wek vir Lazarus uit die dood uit, en dan sê hy afgestuur, dan sê, maar ek het mos vir jou gesê, jy gaan dit sien. As jy glo, het ek jou gesê, jy gaan die wonder van God sien, né? Maar die vraag kom na my en jou toe. En dis die vraag waarmee ek en jy vanoggend gekonfronteer word, glo jy dit? Glo jy dat die Here Jesus regtig lewe? Dat hy regtig opgestaan het en regtig die dood oorwin het? En glo jy dat sy lewe, nuwe lewe in jou bestaan kan inbring? In jou bestaan tussen verhoudings wat jy gedink het al dood is, jou bestaan tussen situasies wat jy voel soos 'n doodloopstraat is, kan hy nuwe lewe inbring. En ek wil jou vanoggend uitdaag. Daar's een ding wat jy eers moet doen. En ek kom vra. Julle hoor my woorde, né? Ek vra, ek smeek by jou. Enigiemand wat jou te nagekom het, enigiemand wat jou seer gemaak het, ek wil vra dat jy dit vergewe. Skryf daai skuld af. Weet jy wat gebeur? Iemand kom my te na, en ek het hierdie ding in my hart daaroor. Dit plaas 'n binding op my. Plaas 'n geestelike binding op my. Maar wanneer ek volgens kan vergewe en kan vryspreek, dan breek God daai binding. Daai binding is dan gebreek. Moet nou nie maak soos ek maak partykeer. Okay Here, ek sal niks doen nie, maar ek los hulle vir u. U moet hulle nail, oordeel hulle, nee, kry vir hulle. Nee. Maak soos wat Jesus gemaak het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Here, ek bid vanoggend dat u daai mens ook sal vryspreek, soos wat ek u vryspraak beleef het. Ek vra dat u alles wat daai mens gedoen het, sal vergewe. Ek vra dat daai mens ook vir daai sonde teen my nie sal hoef rekenskap te gaan gee voor u troon nie. Daai vergifnis bied ek vandag aan. So ons gaan stil word na die gebed, ons gaan nou bid, dan gaan ons die nagmaaltekens uitdeel, gaan vra dat jy dit eers byhou, maar in daai stilte van wanneer ons die nagmaal uitdeel, wil ek hê, jy moet met die Here praat, jy moet dink, en wie is daai mense wat jou te nagekom het, en jy sit daar en jy sê vir die Here, Here, ek spreek hulle vanoggend vry. En Here, ek vra dat u hulle ook vergewe. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie pragtige teks. Here, dankie dat ons vanoggend die opstanding en die nuwe lewe mag vier. Dankie vir almal wat dit saam met ons kom vier hier. En ja, Here, bring ook in ons eie doodsbestaan nuwe lewe. Help ons om hierdie nuwe seisoen binne te gaan, met die wete dat Christus leef, en daarom leef ek ook. Amen.